Daar's tye wat 'n mens deur iets gaan. Ja, wat moeilik is. Onverstaanbaar is. Dinge wat voel asof, maak nie saak hoe hard jy bid of hoe baie jy vra nie, dit voel dit nie altyd of het beter raak nie. En ons almal gaan deur dit. Niemand word gespaar nie. En dan wil ek jou vra, wanneer jy deur so iets gaan, blameer jy vir God? Raak jy moedeloos, kwaad, as jy voel die antwoord nie jou gebeur nie? Of prys jy hom ten spyte van waar jy gaan? En soms is ons gebede gebaseer op wat ons wil hê of voel ons nodig het. En soms is ons gebede net om deur iets te kom, so gauw as moontlik. Maar dit werk nie altyd so nie. Ons sien net die heilige chapter van ons storie. God het klaar die hele boek gelees. Hy het hom geskryf. Laat my dink aan die karakters in die Bybel wat vreeslike dinge deurgegaan het. Job, wat alles verloor het. Sy vriende het hom gesê om net op te gee. Sy vrou het gesê, hy moet God curse. En hy het net gesê, nee. Maak nie saak wat gebeur en hy sal hom prys. Josef verkoop deur sy eie broers, in die tronk gegooi vir 'n vals beskuldiging. En kyk wat hy opgeëindig. Tweede belangrikste man in die land. Paulus opgeëindig in 'n tronk. En ek in tronk het uit was nou nie vandag se luxuries gewees nie. Het was 'n donker put, het was koud en nat en was vasgeketting en hy het nie gesit en woe is me, why is this happening to me, I'm such a good person. Nee. En hy dronk het hy die Here geprys, en hy dronk het hy die briewe geskryf wat ons vandag die voorreg het om te lees. Want ten spyte van ons omstandighede, ten spyte van of ons voel ons gebede word beantwoord of nie, prys ons om. Because what else are we gonna do? Romeine 8 vers 28 sê dat hy alles ten goede meewerk vir die wat hom liefhet. God is nie die een wat vir ons slegte goed gee nie. Ons woon in 'n wêreld, 'n gefalle wêreld. Die lewe kom teen ons, die fiery darts. Want dit is deel van die lewe. Die vyand kom om te steel, dood te maak, te beroof, seer te maak. Jesus kom om lewe te gee. En daar is seisoene. Daar is seisoene waar ons gaan, waar dinge moeiliker is as ander tye. Daar is in daai seisoene wat ons groei. Dit is in daai seisoene wat ons karakter ontwikkel.
So jy kan besluit, jy kan kies om op te hou bid. Want jy voel dit was die punt. Jy kan kies om jouself jammer te kry. Of jy kan kies om jou oë op Jesus te hou. Nie soos Petrus, waar hy op die water geloop het en begin sink het, omdat hy sy oë van Jesus afgehaal het nie. Maar om aan te hou kyk en aan te hou loop. Want hy gaan nêrens heen nie. Wanneer ons deur daai moeilike tye gaan hy saam met ons daardeur. En hy is daar vir ons, en hy luister na ons. En hy dra ons, al voel dit nie so nie. So jy kan kies. Gaan jy hom blameer? Of gaan jy hom vertrou? Dis maar al wat ek nog gesê het. Iets wat nou dat ek op my hart is. In die verlede jaar en vir jaar voor dit, vir die wat nie weet nie, het my man 'n hartoperasie gehad. En in plaas van om te sit en worry en wat ook al, terwyl my geopereer was, het ek van P af 'n Graamsstad toe gery om my kinders te kom haal. En ek het actually 'n video gemaak terwyl ek gery het. En ek weet nie of ek hom nog en ek het hom nooit geshare nie, maar in daai tyd wat ek kon kies om te sit en worry, het ek gekies om my oë op Jesus te hou, om te doen wat nodig is. Want ek het vertrou dat dinge sal uitwerk soos dit moet. Dit was 'n groot operasie, dit was 'n oop hartoperasie. Maar ja, ek het gekies om nie in 'n stresballetjie te verander nie, maar om aan te beweeg, aan te hou met my lewe. Want wat ook al sou gebeur, was nie in my hande nie. En dit is oké as jy deur iets gaan wat jou krippel. Dit is oké om 'n stresballetjie te word. Dis nie wat ek bedoel het nie. Wat ek wel sê is, moenie jou oë van Jesus afhaal nie. Hy beloof dat hy jou nooit gaan verlaat nie. En hy sê dat hy daardie donker, wat ook al dit is, sal gebruik vir goed. Ons verstaan dit nie altyd nie. Is nie iets wat vir ons human minds sin maak nie. Maar ek het dit al gesien. I really have. En wat is niks wat op hierdie aarde kan gebeur wat sy liefde vir ons minder kan maak nie. Daar is niks wat kan gebeur wat kan raak aan wat vir ons wag wanneer ons hierdie aarde verlaat nie. So wat ook al hierdie gaan, byt net vas. Het mag ook nou donker wees, maar die son gaan weer skyn. En as jy nie weet wat om te bid nie, is dit ook oké. Jy hoef nie eers iets te sê nie, jy kan just sit. Sit net so met hom. Hy ken jou hart. Hy weet klaar wat gaan gebeur. Vertrou hom net. Nou ja, dit is maar al wat ek wou sê. Maar ontwille verder. Bye.